Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Dankie Here dat ons saam kan reis. Gee dat die Gees vandag ons harte sag en ontvanklik sal maak. Dat die woord goed en mooi in ons lewens sal aankom. Tot U eer, ons sal verander. In Jesus se naam. Amen. So, ek het die voorreg om vandag en die volgende paar weke regstreeks hierdie Sondagdienste saam met jou te beleef en ek wil graag stil staan in hierdie 3 weke by 'n lewe van vrygewigheid, die hartklop van die evangelie. En ons gaan vandag stil staan by Lukas 12 en Lukas 19, vir my baie wonderlike tekste wat my al baie in my lewe aangespreek het en waarby ek al baie stil gestaan het. Mag ons vandag 'n paar nuwe skatte daaruit ontdek en mag ons leer hoe om te skuiwe van vannag na vandag. En ek wil graag saam met jou begin by 'n verhaal wat ek een keer gelees het wat met Charlie Chaplin verbind word. Ons almal onthou vir Charlie Chaplin, die bekende filmlegende van wel eer. Wel, Charlie vertel dat hy in sy kinderjare een keer saam met sy ouers na 'n sirkus toe gegaan het. En terwyl hulle in die tou staan om kaartjies te koop, het hy agtergekom daar staan 'n baie arm familie reg voor hulle, man met 'n klompie kinders wat hy na die sirkus toe gebring het. Toe hulle almal so by die kaartjieskantoor aankom, kom die man voor hulle in die tou agter. Hy het nie genoeg geld nie. Die kaartjies is eenvoudig net te duur. En terwyl sy skouers sak en dit lyk of hulle nou maar uit die tou gaan klim en nie kaartjies hê vir die sirkus nie, doen Charlie se pa iets vreemds. Hy laat val geld uit sy eie sak, klompie dollars, en hy tip die man voor hulle op die skouer en hy sê, meneer, jy het jou geld verloor, en hy knik vir hom oog. Jy moet dit net optel, dan is daar geld vir die sirkus. Baie dankbaar het die man die geld opgetel, kaartjies gekoop en die familie voor hulle kon die sirkus gaan kyk. Probleem, dit was al geld wat Charlie se eie pa gehad het. Toe moes hy en sy ouers uit die ry uitval. Daardie dag kon hulle nie die sirkus gaan kyk nie. Charlie Chaplin vertel, hierdie episode het hom aanvanklik baie omgekrap, maar dit het sy ganse lewe verander. Dit het hom geleer vrygewigheid kom teen 'n prys, ware vrygewigheid. Ek wens ek het dit geleer toe ek ook 'n kind was. Ons familie en ek het agtergekom almal rondom ons in die kerk was geïmmuniseer teen vrygewigheid. Ons het die anti-vrygewigheid inspuiting gehad. Ons het geld as die enigste middel tot vrygewigheid verstaan. Ons het geld as 'n transaksie verstaan, nie as deel van 'n lewe van vrygewigheid nie. Van transaksioneel tot relasioneel, as ek die groot woorde mag gebruik, het nie in my woordeskat gefunksioneer nie. En as bewys dat ons die virus gehad het, ek dink ek het dit al by Ekerk vertel, het my ma ons geleer, wel ons het by haar geleer, as iemand iets van ons vra, dan sê sy, nee, ons gee 1 keer 'n maand, ons gee by die kerk. As iemand op ons afgekom het, nee, ons gee by die kerk. So was ons geïmmuniseer. Ons het 'n transaksie gehad, 1 keer 'n week in die kollektebordjie, en 1 keer 'n maand as die diaken gekom het my pa ons bydrae gegee. Nou ons moet dit ook doen, ons moet mos ook betrokke wees, finansiëel by die kerk en waar ons ook al dien. Maar vrygewigheid gaan oor meer as geld. Vrygewigheid gaan oor die hartklop van Christus. Vrygewigheid gaan oor wie God is. Ons ken al God se karaktereienskappe, almagtig, alwys en al die ander terme waarmee ons dit beskryf. En hierdie jaar, weet jy, is ons op Vrydag by Ekerk besig om te reis vanuit die goedheid van God, maar een van die vergete karaktereienskappe van ons Here Jesus. En God is vrygewigheid, self gee om jouself op te offer en jou lewe te gee. En as ons dit nie doen nie,
As ons nie ons lewe leef in vrygewigheid nie, neem iets anders die plek daarvan in ons hart. Want in ons hart is daar of spasie vir God of net spasie vir onsself. Jy sien, God deel nie ons hart se spasies met onsself en wie weet wat se sondes en die bose en wat nog alles nie. God is 'n jaloerse God. Hy wil onsself 100% vir homself hê. Hy wil 'n hart in ons binneste hê wat vry is om onsself te gee vir hom en vir ander. So nie, wag donkerte op ons. So nie, neem 'n bose, baie gevaarlike virus oor in ons lewe. Een wat alles om myself draai. Een waar ek gierig raak. Een waar ek met my godsdiens en al in 'n suiwige, selfgerigte lewe leef. En dis lewensgevaarlik. Ek lees in Lukas 12 van iemand wat dit oorgekom het. Ek lees sommer vandag uit hierdie Bybel, die Bybel het kinders, hy het nou weer verskyn. Klompie jare gelede het Prof Henny Stander en Prof Jan van der Walt en ek self, toe ons almal nog dosente daar by Tikkies was, het ons ook saam met die boodskap hierdie Bybel vertaal vir kinders. En ek was altyd so aangegryp deur Jan en Henny se vertalings en ek lees sommer vandag uit Lukas 12 van hierdie Bybel het kinders. Iemand wat, dis Lukas 12 vers 13, iemand wat tussen die mense gestaan het, sê vir Jesus: "Goeie leermeester, help my asseblief. My pa is dood en nou wil my broer nie die erfgeld met my deel nie. Sê vir hom om my deel vir myself te gee." Jesus antwoord hom: "Hoor hier, ek is nie hier om julle geldsake op te los nie." Toe sê Jesus vir die ander mense: "Hoekom is geld so belangrik vir julle? 'n Mens se geluk hang nie af van hoeveel geld jy of sy het nie. Kom ek verduidelik dit met 'n storie. Eendag was daar 'n ryk boer. Hy dink toe: ek het nie meer genoeg plek om al my koring te bære nie. Nadat hy 'n rukkie gedink het, sê hy: ek gaan my skure afbreek. Dan bou ek groter skure om al my koring en my besittings in te bære. Daarna gaan ek terugsit en die lewe geniet. Ek is mos ryk." Maar hierdie ryk man het 'n groot fout gemaak. Hy het van God vergeet. God sê toe vir hom: "Jou dom man, vannag sal jy sterf. Wat word dan van al jou geld?" Toe sê Jesus: "Pas op om agter geld aan te hardloop. Dan beland julle eendag saam met hierdie ryk man in die hel. Gee liewer julle lewe aan God, dan wag daar nuwe lewe op julle." Jy sien, wanneer die anti-gee virus in jou lewe posgevat het, wanneer jy ten minste maar net dink jy moet so een keer 'n maand 'n transaksie met God maak, so een keer 'n maand 'n bydrae gee, 'n stukkie van 'n tiende gee, 'n bietjie geld in 'n kollektebordjie gee en dis al, dan is dit net 'n transaksie. Maar jy koop nie deur jou tiendes of deur jou wat ook al 'n plek by God of 'n plek in God se hart nie. Die Fariseer in Lukas 18, wat net 'n paar hoofstukke later van vertel word, wat voor God staan en sê: "Ek gee my hele tiende." Jesus sê: "Weet jy wat? Jy koop nie jou plek by God nie. Jy koop nie dit nie. Jy het God se hart nodig, God se vrygewige hart." Die teks wat ek elke keer aanhaal in my eie lewe, 2 Korintiërs 8 vers 9. Jesus was skatryk en ter wille van ons het hy arm geword. Charlie se pa het iets hiervan verstaan. Hy het iets verstaan toe hy daai dag in die tou gestaan het by die sirkus. Dat die hartklop van die Here beteken: ek gee. Ek gee as 'n offer. Ek gee as dit nie vir my gerieflik is nie. Ek gee wanneer dit myself baie kos. Ware vrygewigheid kan jy nie skeduleer nie. Jy kan nie sê ek gee een keer 'n maand nie. My ma het dit goed bedoel, ek verstaan dit. Maar die Here leer ons anderster. Ek gee myself. En dis die probleem met hierdie ryk dwaas. Dit klink so onskuldig soos kan kom en dit klink so reg. Here Jesus, my broer wil nie my erfporsie deel nie. Ek meen, hoeveel van ons se families ken nie hierdie soort gevegte nie, nê? Waar almal veg oor erfgeld nie. Wat gaan ek erf? En hoeveel van ons met ons godsdiens en al word nie beïndruk deur geld nie.
En jy moenie dink dit is net ryk mense se probleem nie. Al word dit in die Bybel dikwels so beskrywe. Ons sal volgende week raak aan die ryk jong man in Lukas 18. Maar die een ding wat die Here wil hê, is dat ons vrygewig moet wees. Die afgelope Vrydag by ons Vrydagoggend Bybelreis het ek juist stil gestaan by 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, waar Paulus sê God het geld gegee sodat ons 'n vreugdevolle, 'n plesierige lewe kan leef. 'n Lewe, soos hy skryf in vers 18, waar ons gee en gee en gee. Totdat jou hart nie daar is nie, loop jy die gevaar om dit oor te kom wat die ryk dwaas oorgekom het, naamlik dat geld en besittings en anti-vrygewigheid eintlik nes maak in jou hart. En toe vertel Jesus 'n storie om dit te verduidelik. Hy sê eendag was daar 'n boer met hierdie fenominale baie geld. Maar al wat hy gedoen het, was dit om dit op homself uit te mors. Al wat hy gedoen het, was om meer en meer op homself te spandeer. En die Bybel is nie teen geld nie, nooit nie. Dis daarteen of dit jou baas is, wel dan werk jy daarvoor. As dit jou slaaf is dit in jou diens om te deel. Maar vrygewigheid is om te sê, wat kan ek doen as 'n seën vir ander mense? Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy gesê, ek gaan mense met my lewe seën. Ek gaan tussen hulle lewe, tussen hulle loop. Jesus is ons held. Hy het nie gekom om die wêreld te verower nie. Hy het nie as 'n diktator gekom nie, maar as 'n dienskneg. Hy het nie as 'n baas gekom nie, maar as 'n slaaf. Hy het nie gekom om te wys hoe sterk is hy nie, maar hy het gekom sodat swak mense sterk kan wees, verlorenes gevind kan wees, armes brood kan hê. Daar was vir Jesus niks groter vreugde as wanneer verlore mense tuis gekom het en hy 'n fees saam met hulle kon hou nie. As hongerskares kos gehad het en hy saam met hulle kon eet nie en hy gesê het, so lyk die koninkryk van God. Partykeer vra dit dat jy en ek soos in die ry staan, ons geld moet gee vir die ouens voor ons. As jy 'n klein seentjie is en jy staan met 2 visse en 5 broodjies in jou hand, wat waarskynlik die disippels se ete is, daar in Johannes 6, en jy vir Jesus sê, Here, ek gaan die disippels, my paale, miskien is dit een van Petrus se kinders, se kos vandag vir u gee, en Jesus gee vir 'n skare kos. Dit is ware vryheid. So nie, wag daar 'n donker van nag op jou. Jy sien, dis die probleem. Gierigheid is nie maar net 'n klein sondetjie nie. Dit is 'n sonde wat jou hart steel. Soveel so, dat die ryk dwaas, wat sy hele lewe vir homself lewe, uiteindelik moet hoor, van nag kom. Daar's goeie nuus. In die Lukas Evangelie is daar ook 'n paar keer 'n verwysing na vandag, sommer 'n hele paar keer. Onthou jy daar in Bethlehem, in Lukas 2, as Jesus gebore word, wat sing die engele? Vandag is daar vir julle gebore in die stad van Dawid, Christus die Here. Onthou jy in Lukas 4, as Jesus in Nasaret begin optree, en hy lees uit Jesaja 58 en Jesaja 61, wat sê hy? Vandag is hierdie skrifwoord in julle ore vervul. Maar ek wil jou na 'n derde vandag toeneem, na Lukas hoofstuk 19. Onthou jy? Daar waar Jesus by Saggeus aandoen. Nou hierdie teks is vir my een van die, kan ek amper sê, klassieke tekste van die Nuwe Testament, oor wie Jesus is en wat hy kom doen. Ek sê altyd, as mense Jesus wil verstaan, lees Lukas 19. As jy wil weet wat wil Jesus vir jou doen, lees Lukas 19. Jesus is op pad kruis toe. Hy's op pad Jerusalem toe, en hy kom deur Jerigo in die stad in. En ons het al vir mekaar vertel, en kan ek dit weer sê, hy gaan staan onder die wilde vyeboom van Saggeus, waar Saggeus is. Kom ons lees. Jesus het deur Jerigo gestap. 'n Man met die naam Saggeus het daar gebly. Hy was die hoof van die tollenaars. Hy het belasting ingevorder. Saggeus was baie ryk. Toe hy hoor dat Jesus deur die dorp stap, het hy probeer om hom te sien, maar hy kon nie, want hy was te kort. Toe maak hy 'n plan. Hy hardloop gou vooruit en klim in 'n wilde vyeboom wat langs die pad staan, daar waar Jesus sou verbystap. Nou,
Saggeus het ons mekaar gesê was die hoof van die tollenaars. Hy was, kom ek sê in vandag se taal, onthou jy die film The Godfather? Ja, dit was daai bekende films, nê, van Marlon Brando. En die Godfather het so 'n ring en almal moet sy ring soen. Jy doen nie besigheid sonder dat die Godfather afgeteken het nie. Dink so aan Saggeus, hooftollenaar. Hulle het die totale ekonomie bestuur van Judea en Galilea en al die plekke waar tollenaars was. Jy kon nie in hierdie groep besigheid doen as jy nie eers met Saggeus 'n deal, 'n ooreenkoms gemaak het nie. Ek vermoed daar was baie mense met gebreekte vingers en hande wat nie voldoen het aan Saggeus se vereistes nie. Die godsdienstiges het gesê hulle kan nie gered word nie. En Saggeus en sy boelies, sy gewapende korrupte wagte, hulle sou gesorg het dat die mense vir hulle bang is. Hulle sou vir jou 'n kontrak gegee het wat jy nie kon weier nie. Onthou jy die maffia mos in vandag se flieke hoor jy altyd, you will swim with the fishes. We will give you cement shoes. Met ander woorde, ons gooi vir jou in 'n rivier, meneer, as jy nie ons kontrakte hou nie in 'n sementblok. So Saggeus en sy ouens was gewoond aan hardhandig, aan korrup, aan boosheid. Kortom, hy was die sondaar van die jaar. Nou ek weet ons in Suid-Afrika weet nou nie baie van korrupsie af nie, maar in daai dae was hierdie ouens tot en met korrup. Wat doen Jesus? Hy gaan staan onder Saggeus se boom. Hy sê vir hom, hoor mooi, vers 5. Saggeus, Jesus het onder die boom gaan staan, opgekyk en gesê, kom dadelik af, want ek moet vandag by jou tuis gaan. Onthou jy die rytwaas met sy gierigheid, met sy nie vrygewigheid, is besig om 'n bose skat bymekaar te maak, 'n skat wat hom nie vannag gaan help nie, daar kom 'n vannag, maar nou sit nog vandag in Jerigo. En Jesus staan onder die boom en sê, ek het 'n beter kontrak vir jou. Jou kontrakte bring 'n einde aan mense se lewens. Maar God het 'n vandag kontrak vir jou. Saggeus, vandag moet jy uit die boom uitklim. Ek kom na jou toe. Saggeus kon sy ore nie glo nie. Hy het vinnig afgeklim. Hy was baie bly dat Jesus besluit het om by hom te bly. Die mense van die dorp was kwaad dat Jesus by Saggeus gaan bly het. Hoekom gaan bly hy by die grootste skelm in die dorp, het hulle vir mekaar gesê. Natuurlik, hy is die maffiabaas. En hy is die ou wat kontrakte uitreik wat onbillik is en wreed is en wat selfs tot die dood kan lei. En hier kom die seun van God, wat sterker is, groter is, magtiger is as die maffiabaas. Maar hy gaan sê nie vir Saggeus gee alles weg nie, want ons vra vir mekaar, jy en ek, wat wil vandag vir ons sê? Ons praat oor vrygewigheid en ons hoor van die ryk dwaas wat in gierigheid verval het. En ons vra vir onsself, hoe kan ons 'n hart hê wat vry is om te gee? Loop in Jesus vas. Dis die antwoord. Laat toe dat Jesus onder jou boom kom staan. Laat toe dat Jesus 'n kontrak vir jou aanbied wat vandag sal inskop. Vandag sal waar word. Saggeus se lewe het daardie dag verander, vers 8. Hy het vir die Here gesê, ek gaan van nou af die helfte van my geld gee vir die armes. As ek mense se geld gesteel het, gee ek dit 4 dubbel aan hulle terug. Jesus sê toe, vandag het God jou lewe nuut gemaak. Jy sien, jy kan nie net jou hart vir die Here gee nie. Jy moet jou hart met al die sondes wat daarin is vir die Here gee. Jou gierige hart, jou nie vrygewige hart, jou alles is myne hart, jou ryk dwaas, jou dom man hart, soos Jesus in Lukas 12 praat oor hy ryk dwaas. Jy kan net dit doen as Jesus onder jou boom kom staan, as hy by jou lewe kom staan. Dis al geneesmiddel vir die virus van sonde, vir die virus van gierigheid, vir 'n lewe wat jy op jouself uitmors, vir 'n lewe wat arm is in God. In 1 Timoteus 6 en in die bergrede sê Jesus, maak vir jou skatte betyds reg bymekaar. Sorg dat
vannag nie op jou wag nie, maar dat jy 'n nuwe vandag het. 'n Nuwe vandag waaroor daar in Bethlehem gesing is. 'n Nuwe vandag wat in Nasaret aangebreek het toe Jesus gesê het, vandag is hierdie skrifwoord in julle midde vervul. 'n Nuwe vandag wat in Jerigo op Saggeus wag. Vandag het daar redding gekom. Vandag het vannag verval in Jerigo. Nou kyk, as die maffia-baas se hart kan verander, as hy kan sê, Here, van nou af is my geld u sinne. Van nou af gaan ek nie meer transaksies maak nie. Ek gaan van nou af deel en vrygewig leef. As ek mense agteruit ingedoen het, gee ek dit 4voudig terug. Van nou af is die helfte van alles wat ek het, die armes sin. Dis wat gebeur as jy in Jesus vasloop. Dan word 'n wet vervang met 'n persoon. Dan is dit nie 'n transaksie nie, maar 'n relasie. Dan gaan dit oor Jesus. Dan is jy soos wat ons volgende week weer ook sal sien, soos die ryk vrou in Markus 14, wat al haar nardesolie op Jesus uitgooi. Dan is jy morsig met jou tyd, jou talente, jou geld, jou besittings, jou hart in ander mense se lewens. Dan deel jy, dan maak jy vir jou 'n skat in die hemel bymekaar. Nou kom ons vra vir mekaar, jy en ek. Terwyl die woord nou so pad langs regheid, onverdund na ons toe kom. Dalk het jy ook soos ek groot geword. 'n bietjie suinig, 'n bietjie nie vrygewig nie, 'n bietjie transaksioneel. Ek gee daarom so nou en dan iets vir die Here, 1 keer 'n week en 1 keer 'n maand. Maar wat maak jy as iemand voor jou in die ry staan? Wat maak jy as jy in 'n arme vasloop wat Jesus op jou radarskerm plaas? Ek praat nie daarvan dat jy alle mense op dwaase maniere moet help nie, want dwaase byt ook baie keer ons uit. Maar wat maak jy as jy in Spreuke 19 vers 17 vasloop om 'n arme te help is om 'n lening aan die Here te gee? Hoor weer, as jy vir 'n arme mens iets gee, leen jy dit eintlik aan die Here. Of in Spreuke hoofstuk 22 vers 9. Moenie suinig wees nie. Help almal wat jy kan, baie vriendelik. Dit is nie maar net teikens nie. Dis nie maar net 'n paar mooi woorde nie. Jesus sê, as jy jou hart nie tot bekering bring, dan word jou hart vol gierigheid, dan wag daar 'n slegte nag op jou. As jy nie toelaat dat Jesus na jou toe kom met 'n nuwe vandag kontrak nie, wag 'n slegte vannag op jou. Dis so eenvoudig soos dit. Wanneer jou gierigheid en jou selfgerigtheid nie getem word nie, wag daar donkerte op jou. Daarom kom staan Jesus onder die boom en al wat hy vir jou sê is, klim af, ek wil by jou kom bly. Ek wil vandag by jou kom bly. God se kontrak verstryk voor vanaand, maar maak dit 'n goeie dag. En toe val Saggeus, soos ek altyd sê, die beste val van sy lewe, uit die boom tot in God se arms. En hy staan op en hy sê, Here, nou is my gierigheid geban uit my lewe. Nou deel ek my lewe, my geld, my besittings, my tyd, wat ek ook al het, of ek ryk is of ek arm is, of ek 'n bietjie het of ek baie het. Ek het altyd iets om te deel. Ek het myself om te deel, my hart om te deel, en ek doen dit in Jesus se naam. Dis 'n lewe waarmee God tevrede is. 'n Lewe wat vannag opruil vir vandag. Saggeus was baie bly en Jesus sê, mission accomplished. Dis waarvoor ek gekom het. Dis waarvoor ek gekom het. Vandag het daar redding gekom. Vandag is 'n nuwe transaksie beklink wat 'n verhouding vir ewig tot stand bring. Vandag is daar 'n nuwe bankrekening oopgemaak wat ewige dividende oplewer. Waar belê jy jou lewe? Waarvan is jou hart vol? Waarvan is my hart vol? Wat gaan gebeur as ons in die ry staan en iemand staan voor ons? Gaan ons hart skeur? Gaan die hart van Jesus in ons klop? Hy wat ryk was en arm geword het? Gaan ek saam met die klein seentjie staan en sê, Jesus, die groot mense sê, hulle weet nie wat om te doen nie, maar ek het 5 broodjies en 2 visse, wat kan u daarmee doen? Kan u dalk vir die wêreld kos gee as ek my paar sente in u hand sit? Kan ek dalk soos
wat Johannes die Doper vir die arme mense sê in Lukas 3, as ek 2 stelle klere het, Here, maar kan jy iets doen met hierdie een? Here, ek het hierdie R1, kan jy iets daarmee doen? Ek het hierdie een gebed, kan jy iets daarmee doen? Here, ek kies vir 'n lewe van vrygewigheid. Ek kies vir vandag bokant vannag, want ek wil waaragtig nie hoor by God, jou dwaas. Vannag gaan jy jou siel verloor en brandarm wees nie. Ek wil nou skatryk wees in die Here. Hoor die Here se woord. Amen. Dankie Here dat daar by U vandag is. Dankie vir 'n nuwe kontrak wat selfs vir Saggeus geld en ook vir my. Leer my om vandag in U hande in te val en leer my om vandag ook my hart op te ruil vir 'n vrygewige hart wat dien en liefhet en gee wat myself gee totdat U my kom haal. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.